Baie dankie. Ons skriflesing in hierdie aand is dan Titus 3 en daarvan die eerste 8 verse. Titus 3 vers 1 tot en met vers 8. Dit klink amper of julle voor die tyd al die plek gekry het, want dit was vinnig. Is ook daarom nou nie 'n moeilike boek om te vind nie, né? Ons weet al waar dit is. Goed, ons lees van vers 1 af saam. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dit is 'n betroubare woord en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Tot daar lees ons dan saam uit die kosbare woord van die Here. Nou, vanaand se tema is 'n godvrugtige lewe in die wêreld. Tot dusver het Paulus hoofsaaklik geskryf, natuurlik onder leiding van die Heilige Gees, dis die woord van God waarmee ons besig is, oor hoe kinders van die Here binne die gemeente behoort te lewe. Dit dan veral verlede week se gedeelte, verlede Sondag aand, hoofstuk 2 vers 1 tot 10. Hy het gepraat oor godvrugtige leiers. Hy het gepraat oor godvrugtige gesinne, godvrugtige ouer mense en jonger mense. En vanoggend het ons gekom by die bron van dit alles. Waaruit vloei so 'n lewe? Waar ontstaan so 'n lewe? Hoe is dit vir ons moontlik om so 'n lewe te kan lewe? En dit was vir ons baie duidelik dat die genade van God, sy reddende genade, sy heiligende genade en sy genade om uit te sien na die wederkoms van Jesus en wat ons ook dan motiveer en inspireer om vir die Here ywerig te wees. Daardie genade van God, dit is die bron waaruit ons hierdie lewe, hierdie godvrugtige lewe kan put. Vanaand verander die toneel. En toe ek nou die prentjie probeer ontwerp het, met die hulp wat ek natuurlik het, baie van julle weet wat se hulp dit is, en dit is vir my baie lekker om hierdie prentjies te maak vir die dienste. Het ek hom gevra, hy moet vir my 'n prentjie maak van mense wat die kerk verlaat, wat die diens verlaat, wat uit die kerk uitstap, en wat in die wêreld ingaan. Hoeveel van u het al 'n kerk besoek, waar jy as jy by die deur uitstap, is daar 'n bord, 'n groot bord, jy betree nou die sendingveld. Nee, jy gaan nou daar waar ons moet vir die Here werk, daar waar ons vir die Here moet uitstaan. En dit is amper asof Paulus ons vanaand half aan die hand neem en vir ons sê, kom ons gaan by die kerkdeur uit en ons gaan leef daar buite in die wêreld, waar ons elke dag, elkeen van ons moet leef en werk.
En ek dink as ek vanaand geleentheid moet gee om te sê, kom ons gee geleentheid en hoor 'n bietjie, wie van julle het dit moeilik daar buite? Dan mag ons dalk tot 12 uur besig wees. Die wêreld is nie 'n maklike plek nie. En ek besef ook dikwels, as ek terugdink aan die tyd toe ek sekulêre werk gedoen het en die tyd wat ek nou in die bediening is, dat 'n mens in die bediening eintlik baie beskermd is. Maar ons het daarom ook met lidmate te doen. So. Die wêreld daar buite is nie 'n maklike plek nie. Daar's baie uitdagings wat voor u elkeen se deur gelê word elke dag. Party van u werk met publiek en die publiek kan soms bitter moeilik raak. Party van u het kollegas wat nie so maklik is nie. Party van u het werkgewers wat miskien onbillik is en wat regtig nie mooi werk nie. So die wêreld waarin ons elke dag lewe is nie 'n maklike plek nie, maar ons is maar 2 ure op 'n Sondag hier by mekaar. En dit wat Paulus sê, hoe ons hier moet lewe, dit kan nie eintlik regtig elke dag gebeur nie. Ons is nie 'n gemeente wat 7 dae 'n week elke dag in mekaar se teenwoordigheid is en wat die gemeenskap van die kinders van die Here verskriklik kan geniet die hele week deur nie. Nee, die Here stuur ons uit. So skape onder wolwe, het Jesus gesê. So is ons. Om sout en lig daar buite in die wêreld te gaan wees. 6 dae van die week leef ons tussen mense wat nie die Here ken nie. Of dit nou by die skool is, die skoolleerlinge, en of dit op universiteit is, die studente in ons midde, en of dit by die werk is, of jy jou eie besigheid het, en of jy vir iemand werk, dit maak nie 'n verskil nie. Ons gaan hier uit, en ons gaan lewe daar buite, gaan lewe ons lewens, en dit is waar ons lewens vir die Here getuies moet wees. Ek wil dit benadruk, waar ons lewens vir die Here getuienisse moet wees. Nie net ons woorde nie, ons woorde ook, maar ons lewens in die besonder. En om die waarheid te sê, die gedeeltetjie wat ons vanaand saam gelees het, antwoord eintlik 'n hele klompie kwelvrae, waarmee baie kinders van die Here rondloop in ons harte. Kwelvrae waarop ons antwoorde soek. Hoe moet ek as kind van God, hoe moet ons as gemeente ons lig daar buite laat skyn? Hoe moet ons sout en lig wees prakties, daar waar ons elke dag in die praktyk lewe? En Paulus antwoord vrae soos, hoe behoort ons teenoor die owerhede, die regering van die dag op te tree? Wat 'n uitdaging in Suid-Afrika, né? Hoe behoort ons mense te behandel wat nie ons geloof deel nie, wat miskien ongelowig is, ongered, wat nie die Here ken nie, wat dalk aan ander godsdiensgroepe behoort? Hoe moet ons sulke mense behandel en hanteer? Hoe moet ons reageer wanneer ons onregverdig behandel word? Want ja, dit is 'n moeilike ding, die ding van onregverdig behandel word, né? En dit is dan wanneer die toets na ons toe kom, of ons werklik in onsself gesterf het en of Christus werklik op die troon van ons harte is. Hoe behoort die wêreld kinders van die Here te beleef elke dag, as ons vanaand hier uitgaan en ons kom môre by die werk in die praktyk? En dit is presies waaroor Titus 3 vers 1 tot 8 gaan. Ek wonder of u opgemerk het terwyl ons die gedeelte saam gelees het vanaand, hoeveel keer hy eintlik weer terugkom na vanoggend se gedeelte. En eintlik net weer 'n bietjie meer detail daaroor gee. Die woord van God
wys vir ons baie duidelik dat God ons nie uit die wêreld uithaal wanneer hy ons siele uit genade red nie. In Johannes 17, die hoëpriesterlike gebed, toe Jesus vir sy disippels gebid het, bid hy daar in vers 15 hierdie woorde: Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar, dat u hulle van struikeling bewaar, van die bose. So dis baie duidelik, die Here laat ons in die wêreld bly. Ons het 'n taak, ons het 'n opdrag, ons het 'n roeping om buite te gaan uitlewe tussen ongeredde wêreldlinge. En vul dit nie ook u harte vanaand met dankbaarheid teenoor die Here dat ons hier in die gemeente nou 'n evangelisasiebediening het waarheen ons kan kom om toegerus te word, sodat ons ook ons getuienis daar buite kan gaan vertel en kan gaan uitlewe. Wat 'n voorreg. Ons is bitter bevoorregte mense. En wat 'n taak wat die Here nie ook op ons gelê het nie. En daarom vanaand hierdie tema, 'n godvrugtige lewe in die wêreld. Nou ja, die eerste gedagte is, ek dink die moeilikste gedagte van vanaand se boodskap, en dit is 'n gedagte wat baie mense, as 'n mens die punt aankondig, dan slaan party ouens se ore toe. Want dit is nie iets wat ons graag altyd wil hoor nie. Maar 'n godvrugtige lewe in hierdie wêreld toon in die eerste plek respek vir die owerhede, vir die regering. En dadelik voel ons, en ek staan voor in die ry, nie ons regering nie. Hoe op die aarde is dit moontlik? Maar die woord het die laaste sê. God het die laaste sê, en ons moet hoor wat hy sê. En ek gaan my bes doen om hierdie gedagte so goed as moontlik vanaand met u te behandel. Herinner hulle daaraan. Die hulle is natuurlik die gemeente, die kinders van die Here. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk. Wat 'n moeilike opdrag in God se woord. En dis die eerste ding wat Paulus onder inspirasie van God se Gees vanaand met u en my wil deel in terme van hoe ons godvrugtig daar buite moet gaan lewe. Ons lewe daagliks in Suid-Afrika met die gevolge van die verskriklike korrupsie wat daar in ons regering is. Ons sien hoe dat staatsgeld vermors word en gesteel word. En daar's die een kommissie op die ander kommissie, maar daar gebeur net nooit niks. En dit maak ons, kom ek gebruik maar die woord moedeloos. Nee, daar's ook ander byvoeglike naamwoorde wat ons kan gebruik. Want dit maak 'n mens moedeloos. Ons ervaar in Suid-Afrika misdaad baie intens. Toe ons nou by die kinders gekuier het, praat ons met 'n man, ek meen hy kom van Georgië, daar in Oos-Europa. En toe hy hoor ons kom van Suid-Afrika, toe sê hy, "Oh, that dangerous country." Nee, daai vreeslike gevaarlike land. En ons sê toe vir hom, "Ag, weet jy wat, nee, ons lewe lekker. Ons weet al hoe om te lewe en ons het die Here in ons lewens." So, maar daar buite word ons ook beleef as 'n baie gevaarlike land, baie hoë misdaadsyfer, ook intense misdaad wat in ons land gepleeg word. Ons beleef prakties elke dag 'n nuwe vlak van wetteloosheid op die paaie. Kan u glo die afgelope week, toe te ou vir my omdat ek by die rooi lig stop. Dis 'n nuwe vlak.
Ek het dit nog nie beleef nie. Ek het nou al baie gesien, hulle stop nie meer by die rooi ligte nie, maar toe ek stop, toe die ou agter my, en hy wys vir my ek moet ry. Wat 'n toestand. Nee, dit is iets verskrikliks. Ek raak so bang as ek bestuur deesdae. Ek het in die week, toe sê ek vir Annetjie, weet jy wat, nee, ons het nie net genade nodig in Suid-Afrika as jy wil bestuur nie. Ons het 'n ander bestuursvernuf nou nodig. Vroeger jare het ons gesê, jy moet vir die ander ou dink. Nou moet jy vir almal dink. As jy na 'n kruising toe aankom, dan moet jy begin kyk, hoeveel motors is daar by die kruising, en wat kan hulle almal moontlik doen? Dit is hoe ons deesdae moet bestuur. Ons ry ook in hierdie week Woodlands se kant toe, op besoek, en hier's 'n motor, 'n Audi A6, reg voor ons. Dan is hy amper in die linkerkant van die pad vas, dan is hy hier oor die sperstreep. Dan is hy weer in die linkerkant, en ek sê vir Annetjie, nou gaan ek kyk, as ek 'n gapingkie kry, en daar kom nie motors van vooraf nie, en daar is nie 'n dubbelsperstreep, stippellyne of wat ook al, dan wil ek by hierdie ou verbykom, want hy voel vir my na gevaar. Miskien is dit veiliger agter hom, maar nou ry hy ook 30. En toe ons by hom verby ry, toe sit hy so met sy foon. So. Ons sien dit elke dag. Dis 'n geweldige uitdaging. Ons beleef wetgewing en beleidsbesluite wat sommer net plainweg diskriminerend is. Dis moeilik. En nou kom die woord, en die woord sê, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk. Kom ons begin net by die vraag. Toe Paulus hierdie brief aan Titus geskryf het, toe was daar die mees ideale wêreldregering aan bewind, nê? Die Romeinse Ryk. Met keiser Nero aan bewind. Nee, dit was 'n verskriklike tyd vir die kinders van die Here. So, ja, ons situasie is uniek, maar nogtans word ons opgeroep om gehoor te gee en gehoorsaam te wees aan God se woord. Hoe moet 'n kind van God in so 'n land leef? En hierdie gedeelte is vir ons baie, baie duidelik. Wees onderdanig, wees gehoorsaam. Nou wil ek hê jy moet baie mooi hoor wat ek gaan sê. Ek het nou baie gedink en baie gebid, en ek het my bes probeer voor ek hierdie sinnetjie neergeskryf het, om seker te maak dat ek nie dwaal nie, dat ek die waarheid praat. Hoekom moet ons onderdanig en gehoorsaam wees? Nie in die eerste plek omdat op grond van die karakter van die owerheid of die regering wat aan bewind is nie, maar op grond van die gesag wat God aan die owerheid gee. En dit beteken hoegenaamd nie dat ons die verkeerde dinge hoef goed te praat nie. Dit beteken hoegenaamd nie dat ons kan sê, nee, die Here het hierdie regering aangestel en daarom kan ons maar korrupsie goed praat en misdaad goed praat en swak dienslewering goed praat en al hierdie dinge nie. Ek glo glad nie dat dit is wat dit beteken, dat die Here van ons verwag dat ons hierdie dinge moet goedkeur nie. Dit beteken nie dat ons moet stil bly as daar sonde gedoen word deur die regering nie. Ek glo die Here het aan die kerk 'n profetiese stem gegee om ook aan die regering sonde uit te wys en foute uit te wys. En ek onthou in die vorige bedeling, toe die vorige nasionale party regering begin het met bonusobligasies, was Dr. Willie Maree, die predikant van al die ministers en president
hier in die NG Kerk Pretoria Oos, daai koepelkerk by Loftus. Hy het vir hulle gepreek. En hy het 'n afspraak met die eerste minister gemaak in sy kantoor en hy het vir hom gaan sê, nou verkoop julle hierdie land aan Satan. Julle begin nou dobbelary hier inbring. Hy was 'n man met 'n profetiese stem, hy het nie geskroom nie, hy was nie bang nie, hy het vir hulle gaan sê, hulle het hom afgelag, en kyk waar is ons. Kyk wat het gebeur. Die kerk is veronderstel om 'n profetiese stem te hê. Johannes die Doper het Herodes oor sy sonde aangespreek, hy het nie stil gebly oor die sonde van Herodes nie. Die eerste gemeente het vir die regering van hulle dag gevra, vir die Joodse raad in elk geval, of ons aan julle meer gehoorsaam moet wees, as aan God moet julle maar self besluit, maar dis vir ons onmoontlik om God ongehoorsaam te wees. So ek dink die woord is baie duidelik, dat die Here verwag nie van ons, as hy sê ons moet onderdanig en gehoorsaam aan die owerhede wees, om saam te gaan met alles wat verkeerd is, en dit goed te praat, en dit eintlik maar te kondoneer, en 'n blinde oog te gooi, en te maak of alles reg is nie. Dit was glad nie die bedoeling van die Here nie. Wat die bedoeling van die Here wel was, nou wil ek net gou kyk hierso, is dat ons sal uitstaan vir die waarheid en vir geregtigheid, en dat ons profetiese roeping sal uitleef, sonder om te skroom, sonder om bang te wees. As hulle wette maak wat ons bang maak, dan moet ons vir die Here vra, soos die eerste gemeente, gee vir ons groot vrymoedigheid, dat ons nie sal skroom om die waarheid te preek nie. Ons hoef nie terug te deins nie. Maar daar's 'n verskil tussen dit en 'n rebelse gesindheid, waarin 'n mens uiteindelik almal saam deur die rooi verkeersligte begin ry, en almal saam begin om SARS te verkil, en almal saam begin doen wat verkeerd is, ook in die oë van die Here. So wanneer ons na die wette kyk, dan moet ons kyk, watter wette strook met God se woord, en daaraan moet ons onderwerp, daaraan moet ons gehoorsaam wees, daaraan moet ons ook ons landgenote aanmoedig. Wees gehoorsaam aan die wette, dis vir ons eie voordeel. En dat ons die amp sal respekteer, selfs as ons nie met die ampsdraer en die manier waarop hy dinge doen, saamstem nie. En wanneer die staat van ons sou vereis bedoel ek, om aan God ongehoorsaam te wees, dan weier ons botweg en ons gehoorsaam God se woord. So dit gaan daaroor dat ons aan die wette van die land en die verordeninge van die land sal onderwerp, as dit nie bots met die woord van God nie. In die tweede plek, 'n godvrugtige lewe in die wêreld weerspieël, dis vir my so 'n mooi woord, dit weerspieël die karakter van Christus. Vers 2 sê, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees, en aan alle mense sagmoedigheid te betoon. Nadat Paulus die verhouding met die owerheid bespreek het en vir ons sê, ons moet ons onderwerp aan die wette, ons moet gehoorsaam wees aan die wette van die land, nou verbreed hy dit en hy kom sê vir ons, hoe moet ons teenoor alle mense optree? Ja, daai moeilike ou daar by die werk, daai baas wat onbeskof is, daai kollega wat 'n harde kop is, wat nie wil hoor nie. Hoe moet ons teenoor almal daar buite optree? En die antwoord is in vers 2 wat ons nou saam gelees het. En ek het die 4 woorde wat belangrik is vir ons onderstreep. Ons moet niemand belaster nie. Wat sê Jakobus oor die tong? Hy sê dis 'n klein deeltjie
in ons liggame. Maar dit kan 'n vuur uit die hel wees, wat 'n hele groot brand veroorsaak. As 'n mens met jou tong, as jou tong buite beheer is. Almal van ons weet, ons woorde kan opbouend wees, of ons woorde kan afbreek, kan mense geweldige skade aandoen. En die gedagte as hy sê om niemand te belaster nie, is dat ek nooit my tong sal gebruik om enige iemand anders af te breek, hulle naam skade te berokken, of om te probeer om iemand anders te vernietig nie. Dit strook nie met die karakter van Christus nie. En daarom is dit belangrik dat, sê nou maar iemand kom by jou en vertel vir jou wat het ou Piet nou alweer gedoen. Vergewe as hier nou 'n Piet sit, dit is nie op jou gemik nie. Dis nou sommer net 'n fiktiewe naam wat ek gebruik, jammer Pieter. Jy's dan Pieter. Goed, maar in elk geval, wanneer iemand met 'n kinderstorie by my kom, 'n afbreekende kwaadpratery, dan is dit my verantwoordelikheid om nie net bloot te probeer vasstel of dit waar of onwaar is nie. Maar ook, as ek nou hierdie storie aan ander mense sou gaan versprei, as ek nou 'n deel raak van hierdie veldtog, wat daar nou geloods word om 'n ander persoon skade te berokken, strook dit met die karakter van Christus. Spreek dit van die liefde van die Here Jesus, om ander mense af te breek. Bring dit eer aan die naam van ons wonderbare verlosser? Nee. Daarom hierdie baie belangrike oproep daar buite in die wêreld om niemand, dis belangrik om dit raak te lees, te belaster nie. Niemand is niemand. Niemand is nie iemand nie. Dis baie belangrik. Kom ons neem dit vanaand ter harte. In die tweede plek, om nie toesgierig of strydlustig te wees nie. Ek het hom ook daar geonderstreep. Nie strydlustig te wees nie. My seun het 'n pitbull terrier. Maar dis die mooiste hond, met die mooiste geaardheid. Hy is nou regtig net 'n ou seentjie, wat liefde soek. Ek het ou Dennis nog nooit gesien, dat hy met enige iets of enige iemand wil veg nie. Jy kan nie glo dat daar so 'n karakter in 'n pitbull terrier is nie. Almal is mos, toe hulle die dag sê, hulle gaan nou 'n pitbull kry, toe wil ek en Annetjie die aapstype kry. Sê, hoe kan julle? Ons hoor elke dag van hierdie honde. En dit is so, dis gevaarlike honde, dit is, veral as hulle strydlustig is. Jy sien sommer daai gesig en daai tande wat hulle so wys en die skuim wat so uit die bek uitkom, né? Die Here sê ons moenie so wees nie. Weereens beteken dit nie dat ons nie vir die waarheid sal opstaan nie. Ons kan die waarheid verdedig, maar nie met 'n rusiegesindheid, met 'n beklei gesindheid, met 'n strydlustigheid binne in my nie. Kinders van God soek nie konflik nie. Ons soek nie bekleierery nie. Ons is nie Driekus nie. Ons soek vrede. Ons wil graag vrede hê. En ja, dank die Here, ou Driekus ken die Here. Ek hoor hy praat van sy persoonlike verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Wat sê Matteus 5 vers 9? Salig is die rusiemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nee, salig is die vredemakers. Hulle sal kinders van God genoem word. En hier kom dit na kinders van die Here, nie strydlustig te wees nie, maar vriendelik te wees. 'n Vriendelike mens is seker die wonderlikste ding op hierdie aarde. 'n
Ek het die afgelope week het ek by 'n hardeware winkel ingegaan, want my suurlemoenboom gee my moeilikheid, en ek moet iets kry om hom reg te kry, en hier kom hierdie vriendelike jong mannetjie en hy help my, en hy glimlag, en hy sê, meneer, ek weet presies wat het jy nodig, en hy vat my na die goed toe, en hy sê, jy moet hierdie goed elke 2 weke toedien, en jy moet dit so doen, maar hy loop oor van vriendelikheid, en toe op 'n stadium stop ek hom, ek sê vir hom, I just want to tell you that you are the most friendly person that I encountered today. Thank you therefore. Dis mooi, as iemand vriendelik is. Nou, almal van julle het nou gehoor, ek is Afrikaans. En dan in die 4de plek, ons moet sagmoedig wees, teenoor alle mense. Nou, vanaand toe ek hierdie teks lees, toe val dit my op. Paulus wat so in die oortreffende trap alles kan skryf. Hy sê, en aan alle mense, alle sagmoedigheid bewys. Hy gebruik sommer die woord alle 2 maal, om te wys, dis die oortreffende trap van sagmoedigheid. Baie mense sê, nee man, sagmoedigheid is 'n teken van swakheid. Ek is nie 'n swakkeling nie, ek staan op vir my regte, nee, ons leef mos in die tyd van menseregte, en ek sal veg vir my regte, en niemand sal vir my, nee, die woord sê, sagmoedig, krag onder beheer, daai groot vriesperd, daai pragtige swart, groot, fris vriesperd hings, wat ingebreek is en wat mak gemaak is, krag onder beheer, en was dit nie een van die mees vername kenmerke van ons Here Jesus self nie? Sê hy nie self, ek is sagmoedig en nederig van hart? Sê hy nie, neem my juk op julle en leer van my? Ons leef in 'n samelewing waar mense hard is, en waar mense ongenaakbaar is, en waar mense ander mense sal vertrap om bo uit te kom, en mense maklik aanstoot neem. En nou kom die Here en hy sê vir ons, as julle nou môre daar die arbeidsveld betree, en julle kom tussen hierdie harde, ongenaakbare mense, onthou Titus 3 vers 2. Kyk wat vra die Here van jou, hoe moet jy teenoor ander optree? In die 3de plek, kom hy weer eens in vers 3 tot 7, nadat hy nou vir ons in hierdie eerste 2 plekke geskryf het of beskryf het hoe 'n kind van die Here behoort te leef, herinner hy ons aan wie ons eenmal was. Nou wil ek hê ek gaan dit nou weer vir ons lees, vers 3 tot 7. Nou wil ek hê, hoor hoe Paulus sê nie, julle nie. Hy sê ons. Hoor mooi, ek lees dit vir ons. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikheid en singenot. Nou singenot is ook 'n ou Afrikaanse woord wat baie jong mense nie meer ken nie. En dit gaan oor lekker sondige dinge, wat jou sinne bevredig. Singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, soos afgunstig teenoor ander mense. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Wat 'n toestand wat hy hier beskryf. En daarom moet ons waak om nie ongeduldig met ongeredde mense te wees wat die Here nog nie ken nie. Want ons was ook vroeër so. En daar's niemand van ons wat kan sê, ja, maar ek was nie so nie. Ek was volmaak van my geboorte af. Perfek. Miskien was jy nie so nie, maar dan was jy beslis so. Daar was iets fout. In 'n mens se ongeredde toestand is daar beslis iets fout. Iets is nie reg nie. En dis eers as jy die Here Jesus ontmoet, wat dit kan regkom. So, wat dit ook al was, ons het geen rede om ons bo ander te verhef nie.
Ons is almal van nature sondaars. Ons het vanmôre gehoor, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Iemand vra my na die preek, maar as die reddende genade van God aan iemand verskyn, dan beteken dit nog nie dat daardie persoon gered is nie. Nee, daai genade moet omhels word. Dit moet toegeëien word in geloof. Christus moet aangeneem word. En dan is dit vir my so mooi, as hy in vers 4 sê, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser, en hy het vanmôre ook na Jesus verwys as God ons verlosser, en hier doen hy dit weer, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke wat ons gedoen het nie, die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Nou die bad van die wedergeboorte is nie die doop nie. Dit is, die Engels noem dit showers of regeneration. Dis die wassing met die woord van God. Gaan lees Efesiërs, daar verduidelik hy dit baie, baie duidelik. Die doop is net 'n teken, of jy nou aan klein doop of groot doop glo, of jy aan besprinkeling of onderdompeling glo, die doop is net 'n teken. Hierdie bad van die wedergeboorte is die werk van die Here binne in 'n mens se hart, waar hy deur die woord van God en die werking van die Heilige Gees jou nuut maak, jou die wedergeboorte skenk. Stem u saam met my? Een van die mooiste dinge wat op hierdie aarde gebeur is, as daar 'n nuwe babietjie gebore word, Nevou. Hy stem heel hartig saam. Dis een van die mooiste dinge wat daar gebeur. Ek onthou met my 2 kinders se geboorte, ek het ure lank daai ou dingetjie vasgehou en my verwonder. Geboorte dis iets wonderliks. Nou noem die Here, wanneer 'n mens gered word, noem hy dit wedergeboorte. Jy word nuut gebore, jy word uit God gebore. Daar vind 'n geboorte plaas by jou redding. Daar word 'n nuwe mens gebore, net soos wanneer 'n babietjie gebore word. Daai ou mens is weg. Kyk, sê die woord, alles het nuut geword. En hoe mooi wat Paulus dit hier vir Titus skryf. Na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Daai oomblik as 'n mens weergebore word en jy weet dit. Ek weet dat ek weet, ek is weergebore, ek is 'n nuwe mens. Die Gees van God het in my kom woon en hy het my nuut gemaak. Daardie oomblik is die grootste dag in enige mens se lewe. En Paulus kom en hy herinner ons daaraan, onthou hoe genade jou gered het. En as jy dit onthou, dan leef jy daar buite in die wêreld 'n godvrugtige lewe. 'n Lewe wat anders is. Want daai woordjie in vers 4 is weer die woordjie maar, toe die goedertierenheid van God verskyn het. Toe het alles verander. En nou, 'n godvrugtige lewe in die wêreld is ywerig in goeie werke. Sluit so aan by vanoggend. Vanoggend het dit daaroor gegaan, dis waartoe Jesus ons voorberei het. Kom ons lees net weer vers 14. Wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself 'n volk
as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Dit is Jesus se begeerte. Maar wat gebeur nou in die praktyk? Vers 8. Dis 'n betroubare woord en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Dis Jesus se begeerte vir ons, maar dis ook ons begeerte as nuwe skepsels, om so te leef, om 'n verskil te maak daar buite, om vir daardie arme mens, wat nog nie met Jesus 'n ontmoeting gehad het nie, deur my lewe, deur my voorbeeld en deur my getuienis, ek wil amper sê, die enigste moontlike aantrekkingskrag na die evangelie toe te wees. As ons nie daar in ons invloedsfeer, daar waar ons lewe, want onthou, ek kom by mense by wie u nooit sal kom nie, en u kom by mense by wie nie een van ons wat hier is, ooit sal kom nie. Die Here het aan elkeen van ons 'n bepaalde invloedsfeer gegee, 'n bepaalde groep mense met wie ons te doen het. En dis ons taak om daardie mense met die evangelie van Jesus te bereik, ywerig te wees in goeie werke. Ons gaan afsluit. Die woord roep ons vanaand baie duidelik om 'n godvrugtige lewe in die wêreld te gaan leef, daar waar ons elke dag onsself bevind. Ons moet in die eerste plek respek teenoor die owerhede betoon. Die wette wat daar is, moet ons gehoorsaam. Ons moet die karakter van Christus weerspieël, deur nie opvleend en al die dinge te wees nie, maar vriendelik en sagmoedig. Deur nooit te vergeet waaruit het God my gered, die dag toe hy my gered het. En dan ywerig te wees in goeie werke. Stem jy saam? Ons kan dit nie in eie krag doen nie. Ons kan nie hierdie lewe gaan leef omdat ek so oulik en ek so wonderlik is nie. Dis die vrug van God se genade. Dis wat God in my gedoen het, wat my in staat stel om te wees wie hy wil hê ek moet wees. Môreoggend, wanneer die wekker lui, die van ons wat nog nie met pensioen is nie, en ons staan op en ons weet ons gaan 'n nuwe dag in, en daar wag groot uitdagings by die werk, en ons weet nie met wie gaan ons vandag skouers skuur nie, gaan mense waarskynlik nooit vra, watter kerk woon jy by? Of watter belydenis onderskryf jy? Is jy 'n Calvinis of is jy 'n Arminianis? Dis nie wat hulle gaan vra nie. Mense gaan sien hoe ons praat. Hulle gaan sien hoe ons optree. Hulle gaan sien hoe ons ander behandel. Hoe ons moeilike situasies benader. Hoe ons verkeerswette gehoorsaam. Al is dit hoe moeilik. Al toet hulle vir jou as jy dit nie doen nie. Mag die Here ons daarom help om nie net Christene in naam te wees nie, maar in wese, in ons lewens, in hoe ons daar buite ons lewens leef. Want 'n godvrugtige lewe is die kragtigste getuienis wat die evangelie onderstreep en wat mense na die Here toe aantrek. Mag hy ons help? Amen. Baie dankie, wonderbare Here, dat ons in u naam en hierdie aand ook by mekaar kon kom. Dankie vir die kosbaarheid van u woord. En ja, die trefkrag van hierdie kort brief wat Paulus aan sy mededienskneg, sy medebroeder Titus geskryf het daar op die eiland Kreta, is eintlik vir ons asemrowend. Baie dankie Here, ons het nou vanaand
by die tweede laaste boodskap uit hierdie reeks gekom. En U het op soveel maniere in die afgelope 3 Sondae by ons kom stil staan, 6 boodskappe. En vir ons kom wys dat U het 'n fundament kom lê by die eerste preek vir 'n godvrugtige lewe. Wat is die fundament? Die waarheid wat aan ons verkondig is. En ons het daardie waarheid het ons aangeneem. En so het U met ons hierdie pad gestap en ons het vanmôre gehoor dat die bron hiervan is die reddende genade van God. En dit is vanaand weer onderstreep deurdat ons gehoor het dat ons gered is deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees wat U ryklik op ons uitgestort het. Ek bid vanaand vir enige persoon hier teenwoordig of wat ingeskakel is op die YouTube kanaal wat nie hierdie sekerheid in sy of haar hart het nie. Wat nie met sekerheid kan sê, ek weet dat ek weet, ek is weergebore, ek is waarlik 'n kind van God, uit God gebore, daarom sy kind. Ek twyfel daaroor, Here, dat U mense sal lei en in staat sal stel om die sekerheid hiervan in hulle lewens te kry. Dankie vir elke een teenwoordig. En ek bid, Here, gaan voort met U kosbare werk in ons lewens. Help ons as ons nou by die kerk uitbeweeg, dat ons môre wanneer ons gaan werk, hierdie getuienis sal uitleef, tot eer en tot verheerliking van U nooit volprese naam, om Jesus ontwil. Amen.